Die potensiële energiediagram vir 'n chemiese reaksie word getoon. Watter een van die volgende kombinasies van waardes, alles in kilojoule per mol, vir die reaksiewarmte en die aktiveringsenergie kan vir hierdie reaksie verkry word? Die korrekte antwoord is D. Hierdie is 'n kenmerkende eksotermiese reaksie. Ons begin met 'n waarde en ons eindig laer. So delta H moet negatief wees. So dit kan of A wees, of B wees, of C wees. Dan moet die aktiveringsenergie met mekaar vergelyk word. En duidelik kan jy sien dat die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie is laer as die aktiveringsenergie vir die terugwaartse reaksie. Met ander woorde, voorwaarts moet kleiner wees as terugwaarts, so dit beteken of C of D. Die korrekte antwoord is met ander woorde D. Ons sit dus met die korrekte antwoord van D, en baie belangrik dat jy hierdie grafieke kan interpreteer, en ek kan dit sommer ook ingooi om te sê dat die voorwaartse aktiveringsenergie moet altyd groter wees as die reaksiewarmte, want dis ook 'n vraag wat redelik gereeld gevra word.